14 Mei 2026, lesing 11 van die Groot Johannes Evangelie, boek 4. Ons gaan verder. Gister gesien, die mense sit aan tafel by Yeshua en op wonderbaarlike wyse verskyn kos op die tafel. Ons lees dat hulle dit wat voor hulle is nie eens kan klaar kry nie. En dit is deel van die wonders van wat Yeshua gedoen het op aarde, wat nie alles opgeteken is in die Bybel nie, omdat die Bybel net 'n beknopte opsomming is van sy 3,5 jaar. Nou lees ons 'n bietjie meer oor wat alles daar gebeur het. En ek dink in al hierdie boeke, daar's saam met sy jeug 12 boeke, het ons regtig 'n omvattende prentjie van hoe dit gegaan het 2000 jaar gelede. Wat vir ons baie belangrik is, omdat ons dan weet, dit is die waarheid. Want ons word met baie leuns gekonfronteer wat waar klink en wat mense deur oorleweringe aanvaar het. En dan kom ons agter, maar dis heeltemal verkeerd. So hier is vir ons 'n les in, dat dit ons vasmaak aan die rots, net nog vaster. Elke lesingkie, elke hoofstuk. Nou Zinka en die voedselwonder, die opskrif van hoofstuk 20, dit is nou een van die top ouens van Herodes, eintlik Herodes se hoofmoordenaar, of Laksman, wat jy hom ook al wil noem, en hy begin nou agterkom, hier's iets baie snaaks aan die gang. Toe staan Zinka, wat 'n baie groot man was, op en kyk rondom hom heen na al die tafels, wat natuurlik sonder uitsondering vol gestaan het van skottels, gevul met heerlike toebereide visse, ronde brode en ontelbare bekers en kruike gevul met uitmuntende wyn. Hy ontdek ook dat alle gaste reeds flink wegval, sonder dat die kos merkbaar op al die tafels verminder. Kortom, ons Zinka word, hoe langer hy kyk, steeds meer uit die veld geslaan, sodat dit hom ten slotte al behoorlik begin te duisel. Slegs 'n behoorlike honger en 'n heerlike geur van die kos noop hom om te gaan sit en ook te begin eet. Nou, omdat ons alles geestelik en fisies kyk, Yeshua het aan hom brood en wyn geskink, maar hy het hom nie laat herken nie. Hy het gesê, hy ken Yeshua asof hy dit homself is, maar hy het nie gesê dit is ek nie. En dit is die wonder wanneer Yeshua vir ons vis, brood en wyn laat bedien. Die visse is altyd die mense. Yeshua sê, ek maak julle vissers van mense. Brood is die suiwer woord, wat dit insluit wat ons vanoggend lees. En die wyn is die liefde waarmee jy hierdie brood op allerlei wyse bedien. Dit kan wees om mense fisies te help, dit kan wees om mense geestelik te help. En dit raak nooit klaar nie. Dit kan jy tog dink. As jy die ware woord in jou het, en die ware liefde, dan kan jy uitdeel soos jy wil. Almal kan kry. En almal kan weer wat hulle by jou gekry het, weer verder gee. Dit word nie klaar nie. En by ons is dit die geval in die geestelike. Al hierdie kennis wat ons inneem, kos, brood wat ons eet, dit hou net nooit op nie. Want dit kan nie klaar raak nie. Jy kan nie iets weggee van die geestelike dinge en nou het jy minder nie. Glad nie. Jy kan net eintlik nog meer kry. Want hoe meer jy die liefde doen, hoe meer jy die woord soek, hoe meer van die liefde kry jy. Om nog groter liefde te doen en nog meer brood uit te deel. So dis die teebeeld van hierdie kosse wat nou buig, tafels wat nou buig onder al die kos. Ebal lê vir hom die beste en grootste vis voor en beskryf dit as een van die edelste soorte uit die meer van Tiberias. Want so heet die uitgestrekte bog van die meer van Galilea, tot in die vrye verre omtrek van Caesarea Philippi. Omdat die vis buitengewoon lekker smaak,
smil Zinka steeds geesdriftiger. Daarby spaar hy die heuningsoet smakende brood nie, en hy spreek ook die vol beker ywerig aan, wat egter nie baie leer daardeur word nie. Ook nie met die vis kom hy aan 'n einde nie, ofskoon hy flink sy bes daarmee doen. Ons het laas gelees dat die visse wat hulle daar gekry het 'n tipe van 'n forel is, wat nog op daai stadium bestaan het in hierdie meer. Onthou, dis 'n varswatermeer, en dit word dan ook as 'n edelvis beskou, beteken die topvis. En ek moet sê ook in ons varswater in hierdie land is 'n forel waarlike edelvis. Daarom is hy ook baie duur en baie skaars. En hy proe by verre stukke beter as die ander varswatervis soos karp en baber en modderbek en die goed. Dis waarlik edelvisse wat hulle daar eet. Wat ook dan wys na die tipe mens na wie ons die woord moet bring. Ons moet nie sommer die woord na enige baber toe bring nie. Ons moet kyk dat mense waardig is om die woord te ontvang. Want anders sal ons doen wat die Bybel sê, gooi jou parels voor die varke en die honde. Dit moet ons nie doen nie. Soos wat dit egter met hom gaan, so gaan dit ook met sy metgeselle. Hulle sal almal graag opgewek en vrolik en baie spraaksaam wou word, maar die steeds groeiende verwondering oor die merkwaardige verskynsels tydens hierdie feesmaal, laat hulle geen tyd daarvoor nie, want vir hulle is die verskynsels wat hulle nog nooit vroeër beleef het nie. Ook hulle is al behoorlik versadig, maar tog spoor die goeie aangename smaak van die visse, die brood en die wyn, hulle aan om nog meer te eet en te drink, en ook daarvoor verstaan hulle die rede nie. Ag, ek wil net iets sê hier, toe ons nou ernstig hierdie boeke begin vertaal het ek en my ou broer Callie, hy is nou oorlede, Callie Herbs, het ons regtig albei, as ons hierdie goed lees oor hoe lekker vis en brood en wyn hulle eet, dan word ons so honger, en dan gaan soek jy brood. Nou ja, ons kan nie naaste by die brood kry wat hy vir hulle gegee het nie, en ons wyn kan jy ook nie drink as jy wil vertaal nie, dan gaan jy naderhand 'n bietjie duiselig raak. Maar dit maak jou honger as jy dit lees, en dit is maar ook dan die honger om hierdie woord ook in te neem. Ten slotte versoek Zinka dringend vir Sirenius, of hy nie wil vertel hoe dit alles nou te rym is nie. Maar Sirenius sê, as die maaltyd verby is, sal dit ook vroeg genoeg wees om oor talle sake te praat. Eet en drink nou egter na hartelus, want hulle het 'n wenk van Joshua gekry om hom nie nou bekend te maak. Zinka sê, vriend en edele meester en gebieder, ek was my lewe lank geen vraat nie, maar as ek nog lang by u sal bly, sal ek sekerlik een word. Ek verstaan net nie waar al die ete en drinke heen gaan nie. Ek is versadig en my dors is geles, en tog kan ek nou steeds maar voort eet en drink. En die wyn is beter en geesryker as wat ek ooit ergens te drinke gekry het. Maar ondanks dit, word ek tog nie daarvan dronk nie. Ek bly nog steeds daarby dat dit hier nie natuurlik is nie. In hierdie groot geselskap moet 'n towenaar homself bevind, wat sy onbegryplike wonderkrag hiermee demonstreer. Of bevind ons onsself dalk in die buurt van die groot profeet, wat ek met my 29 metgeselle gesoek het. As dit die geval sou wees, sou ek u verhewe vriend en gebieder heel onderdanig moet versoek om ons 30 te stuur, om ons 30 weg te stuur na waar u ons ook maar wil hê, of u sal ons weer moet laat boei, want as die profeet sommer binne ons bereik sou kom, sal ons vanweë die voor Herodes afgelegde diere eet, die hand aan hom moet slaan. Daar sou ons weliswaar niks aan hê nie, maar tog sou ons dit terwille van die eed tot ons eie ongeluk moet waag. Nou vra Sirenius die man, waarom dit? Waar en in watter wet staan dan geskryf,
dat 'n slegte, gedwonge en verdoemende eed gehou moet word. Jou eed is sonder meer al opgehef, omdat jy my gevangene is, tesame met jou 29 metgeselle. Van nou af aan is daar maar net sprake van die uitvoer van wat ek en my ondergeskikte veldhede jou sal opdra, en nooit of te nimmer van hulle, van wat julle dom Herodes aan julle opgedra het nie. Van julle misdadige eed is julle vir altyd en ewig onthef. In die geval dat die groot profeet nou ergens vandaan in ons midde sou kom, sou niemand van julle dit ook maar mag waag, om hom met 'n vinger aan te raak nie. Wie dit egter vanweë sy dom eed tog sou doen, sal alle swaarte van die Romeinse erns moet dra. Vriend Sinka, ek het jou vanweë jou vroeëre geesryke uitlatings as 'n wyse man beskou, maar deur hierdie laaste opmerking het jy baie in my agting gedaal. Was daardie vroeëre uitlatings alles net huigelary van jou? Sinka sê vers 11, nee, absoluut nie, verhewe meester en gebieder. Ek en ons almal dink en wil nou presies dieselfde, as wat ons vroeër gedink, gewil en gesê het, maar u moet tog goed verstaan, dat jy by verskynsels soos wat hier voorgekom het, en nog voorkom, as mens met 'n bietjie verstand, tog jou oë begin te rek, en ten slotte jou hele denke, wil, spraak en doen, iets wat verleë en verward moet raak. As ek so iets al van tevore sou gesien het, sou ek my hier net so rustig as al die ander gedra het. Maar my wyse buurman het skaars gesê dat die middagete sou kom, of etlike oomblikke daarna buig alle tafels alreeds onder die gewig van die kos en drank, wat daarop geplaas is. Daar kan op sy beste een of ander kunstige apparaat bestaan, waarmee daardie werk bietjie vinniger as gewoonlik gedoen kan word. Maar so vinnig, dit kan geen enkele meganiese apparaat doen nie. Kortom, wat mense ook al vir my sê, ek bly tog sê, dit was of 'n buitengewone soort towery, of 'n volkome wonderwerk. U verhewe vriend en meester kan maklik kalm bly, omdat u sekerlik die oorsaak ken, maar vir ons is dit iets heel anders. Kyk maar net eers na die vis wat ek nou nog eet. Ek het daarvan steeds maar geëet, en nog is verreweg die grootste deel oor. Ek is heeltemal versadig, en kan tog nog aangaan met eet. Hierdie is my beker, waaruit ek tog gewis meer as 'n volle maat, nou 'n maat is 2 liter gedrink het. En kyk nou, nouweliks 3 vingers staan die wyn onder die rand. Nou ja, vir enige mens 2 liter wyn is klomp wyn. En hy het gesê, hy word nie eers dronk van die wyn nie. Ja, dit kan 'n mens tog as denkende mens nie so sonder meer aanneem, asof daar so te sê niks besonders aan sou wees nie. Ek is hier u gevangene, en kan geen verklaring van u eis oor hierdie wonderbaarlike verskynsel nie. Maar vra kan en mag ek tog wel. Ek vra dit egter vir u, en u sê dat ek moet wag. Die gewag sou wel kon gaan as daar in my in plaas van 'n weetgierige siel 'n dooie klip gelê en uitrus het. Maar my siel is geen klip nie, maar altyd 'n na lig dorstende gees. Haar dors is nie met 'n koele drank te les nie, maar deur 'n verklarende woord wat uit die mond van 'n reeds verrykte gees kom. U het hierdie geestelike drank in oorvloed, en u loop daarvan oor, maar by my, die van dors smachtende, wil u uit die oorvloed ook nie een druppel op my gloeiende tong laat drup nie. Kyk, dit is nou wat my die meeste verdriet aandoen, en my verstand in die war bring. As ek onder sulke omstandighede 'n bietjie verward word, kan u verhewe vriend u dan daaroor verwonder. Nou, ek kan nie anders as om te dink aan die geleentheid, 2 geleenthede waar Joshua duisende mense met vis en brood ook voorsien het, en hulle het almal genoeg gehad om te eet, en daar het in die een geval 12 mandjies oorgebly.
byna dieselfde tipe wonderwerk, maar net hier binne in 'n eetsaal met 'n klomp baie naby vriende van Yeshua. Is daar ook weer nie 'n tekort aan kos nie, en ons het al in die vorige lesings beskryf hoe Yeshua hierdie kos maak, want met sy wil skep hy hierdie kos, en in sy wil sê dat hierdie kos ook nie opraak nie, omdat by hom alles moontlik is. By God is alles moontlik, by ons mense nie. En dit is ook iets wat ons moet van kennis neem, dat ons in 'n stadium nou wat voor ons lê, sal hy sy bruid bemagtig om presies sulke voedselwonderwerke te doen. En ons moenie onsself laat negatief instem wanneer ons in 'n toestand gaan kom waar daar nie meer kos is nie. My argument is, as hy dit met brood en wyn kan doen en vis, kan hy dit met enige iets doen. Selfs met brandstof as ons nie het nie. Maar as dit baie swaar gaan, dink ek vis, brood en wyn is 'n baie lekker ete wat ek elke dag sal eet. Want ons sal gelukkig wees as daar net genoeg pap gaan wees. My ma kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit, en dit het so swaar gegaan in daai dorpies dat die mense het boombas gevat saam met skoensole. Onthou, daai tyd was daar nie hierdie nuwe goed nie, dit was nog maar leersole. En hulle het sop daarvan gekoop. En hulle het daai water gedrink, want dit is al voeding wat hulle gehad het. So, dinge gaan swaar word vorentoe, want die wêreldmagte is besig om dit te bewerk. Dis hoekom jy niks verstaan wat daar in die Midde-Ooste aangaan nie, niks verstaan wat oor die hele wêreld aangaan nie. Hulle wil alle voorregte wat ons het, wil hulle wegvat, want dan is dit makliker om 'n mens te verslaaf, en Bertha dat sê dit, dat hulle dan, wanneer hulle alles van jou weggevat het, dan kom hulle, die wêreldmag van daai tyd, sê, maar hoorie, ek sal jou alles teruggee, jou huis, 'n vol bankrekening, 'n kar, wat ook al daai stadium nodig gaan wees. Maar, in ruil daarvoor, moet jy hierdie merk vat. So die prys gaan wees jou siel. En wie nie sterk gaan staan nie, gaan sy siel aan die teenstander verloor. Dit beteken jy het dan alles verloor. En die enigste manier hoe jy jou siel kan verloor is dat jy toelaat dat hulle binne in jou wese, jou liggaam, siel en gees, iets inplant wat jy nie oor beheer het nie, waar hulle jou emosionele denke, jou wil, alles kan verander en manipuleer. Die tegnologie bestaan reeds. Al die soldate van Amerika wat in die Midde-Ooste is, kry hierdie inspuiting voor hulle gaan. Hierdie chip. Wat hulle dan sê, maar ons moet dit doen, as jy nou verdwaal raak agter vyandige lyne, of jy val uit 'n vliegtuig uit, of wat, dan kan ons jou opspoor. Yes, dit is so. Maar, hulle kan ook jou emosies beheer. Hulle, as die ouens pas kry, dan stuur hulle 'n sekere puls in, dan word die ouens baie lekker vrolik, en hulle is nou net lus vir kuier en te kere gaan. As daar 'n groot veldslag voor hulle lê, dan stuur hulle 'n puls in die mense in die soldate in, wat hulle moorddadig en vyandig maak teenoor die vyand. En dan kan hulle net beter veg. Dit is tegnologie wat reeds bestaan, en dis tegnologie wat ook aan ons, vir ons aangebied gaan word. En wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen wanneer daar nou net digitale maniere is om transaksies te doen? En die digitale kaart is 'n vinger, is 'n apparaatjie wat hulle in jou regterhand gesit het. Hoe kan ons dan voortgaan? Want enige besigheid het 'n bankrekening nodig. Op die oomblik weet ons nie hoe ons gaan werk sonder bankrekenings nie. En jy moet tog uittrek, en jy moet tog deponeer. So dis dinge wat 'n mens aan dink, maar dan kry jy die berusting
Vader is in beheer en hy sal sorg vir alles. Hy sal definitief nie van jou verwag dat jy jou siel moet verkoop nie. Dit moet ons altyd vashou aan daai geloof. Vers 15, maar nou niks meer oor dit alles nie. Hy is nou moeg gewag, die ou. Ek word nou al daardeur innerlik behoorlik kwaad en laat al daardie wonderbaarlike vir wat dit is. Die mens moet nie alles weet en hoef ook nie alles te weet nie. Vir die noodsaaklike verkryging van die daaglikse brood hoef die mens glad nie baie te leer, te beleef en te weet nie. Slegs 'n egte dwaas wat daarom nou slegs eet en drink solank dit daar is. As ek niks mag weet nie, dan wil ek liewers niks weet nie. Want wat 'n mens self wil, kan 'n mens maklik verdra. Slegs die wil van 'n vreemde is vir elke eerlike siel moeilik te verteer. Van nou af aan hoef jy jouself nie daaroor te bekommer dat ek ooit weer met een of ander vraag sal lastig val nie. 'n Regte nikkerige mannetjie. Hy het nou homself opgeruk, terwyl daar 'n baie goeie rede was hoekom hy nie moet weet waaroor alles gaan nie, want hy was nog nie ryp daarvoor nie. Na hierdie woorde sê Zinka niks meer nie, eet rustig verder aan sy vis en neem daarby meermale brood en wyn. Ook sy metgeselle doen so en trek hulle weinig aan van wat rondom hulle heen gebeur of gesê word. Nou maar besluit om maar net aan te gaan. Volgende hoofstuk se opskrif is die wese van die dors na kennis. Onthou hy het gevra, asseblief sit van daai geestelike wyn op my dorstige tong. Hoofstuk 21. Sirenius vra my, Joshua, egter heimlik, wat daar nou met hierdie man gedoen kan word. Ek, Joshua, antwoord, nog baie. Hulle sal ook baie bekwame werktuie vir ons word. Maar nou het hulle bietjie rus nodig en daarom laat ek hulle so onverskillig word. Glo my, 'n siel wat eenmaal verlang na hoër kennis, gee haarself nie so maklik oor aan volledige dadeloosheid nie. Dit gaan met so 'n siel soos 'n pas verloofde jongman, wat sielsverlief is op die uitverkore meisie. Die meisie wat wel 'n meisie is, maar geen eersame maagd nie, val egter nie so swaar vir die liefde van haar verloofde nie en dink, voor hom eers 100 ander. Maar na rukkie kom dit die verloofde ter ore en sy hart word baie bedroef. Vererg en kwaad neem hy homself ernstig voor om nie meer aan die trouelose meisie te dink nie. Hoe meer hy dit egter vir hom voorneem, des te meer dink hy aan haar en heimlik hoop hy dat al die erge wat hy van buitestanders oor die meisie gehoor het, 'n grove leuen mag wees. Maar ten slotte sien hy self die meisie met 'n ander. Nou kan hy heimlik wel van kwaadheid uit sy vel spring en met alle geweld wil hy nie meer aan die trouelose dink nie. Dan word hy egter deur sulke witwarm gedagtes gepla dat hy hom nie meer met ander gesonder gedagtes kan besighou nie. Dag en nag vind hy nog rus, nog dierte. Hy sug en ween dikwels bitter en verwens die trouelose. Ja, maar waarom dan tog? Het hy hom nie vas voorgeneem om nooit weer aan die nikswerk te dink nie? Maar dan kom as hy hom so kwel, 'n egte vriend hom opsoek en sê, vriend, jy doen jou verloofde tog regtig 'n onreg aan. Kyk, met haar skynbare ligsinnigheid het sy slegs jou liefde wou ondersoek, want sy weet maar al te goed dat sy arm is, terwyl jy ryk is. Sy verstaan skaars hoe dit moontlik is dat jy haar tot jou wettige vrou sou kon neem. Sy beskou jou plegtig beloofde liefde vir meer as die helfte as foppery en wil jou vir die werklike huweliksbelofte bietjie aan die tand gevoel het, om te sien of jy haar wel so lief het soos wat jou woorde sê. Want die ervaring leer arme meisies treurig genoeg, maar al te dikwels dat sulke ryk jongmans soos wat jy is,
'n ligsinnige en losbandige spel met die arme meisie speel. Jou meisie het nou gesien dat jy dit tog ernstig met haar bedoel het, en hou daarom meer van jou as wat jy ooit sou kon glo. Sedert sy met jou verloof is, was sy jou in haar hart ook nie weer ontrou nie. Nou weet jy, blinde dweper, hoe julle verhouding is. Doen nou wat jy wil. Sireneus, dink jy miskien dat die so diep beledigde minnaar nou van die arme maar mooiste meisie niks meer sou wil hoor of sien nie, soos wat hy hom dit voorgeneem het? O, sekerlik nie. Die woorde van sy vriend maak hom gelukkig, en hy kan nauweliks wag vir die oomblik waarop hy sy geliefde vir altyd sy hand sal skenk. En so sal dit ook met ons Zinka gaan. Hy eet en drink nou weliswaar asof die wonderbaarlike hom glad nie meer interesseer nie. Maar in sy binneste is hy nou baie meer daarmee besig, as wat hy ooit vroeër was. Geen bekommernis dus daaroor nie. Ek ken alle mense en weet wat daar alles in hulle harte omgaan. Bovendien bestuur ook ek alleen die gevoelens in die hart. Waar dit nodig is, weet ek wat my te doen staan. Laat ons dus opgewek wees en eet en drink wat ons voorgesit is, want ons het vir vanmiddag bietjie meer liggaamlike versterking nodig en sal laat by die aandete kom. Almal is nou regtig opgewek en bly en baie loof Jahwe Elohim. 'n Paar begin selfs te sing, maar behalwe Hermie is daar niemand wat goed kan sing nie. Van verskeie kante word hy gevra om iets te sing, maar hy het nie soveel sin daarin nie, omdat hy bang is vir die kritiek van die Romeine, wat nogal gevoelige ore het. Daarom gee hy hom nie gou gewonne nie. Hy sê, my vriende en meesters, vir Jahwe Elohim sing ek 'n lied in my hart. Die El van Israel hoor dit sekerlik met welgevalle. As ek met daardie selfde lied hardop voor die ore sou sing, sou dit vanweë 'n enkele valse toon waarskynlik nie geval nie. Dit sou my dan met skaamte en ergernis vervul, wat nog vir my, nog vir u goed sou wees, en daarom sing ek daardie lied van my hart, liewer nie hardop nie, maar baie stil in my hart. Die een vir wie dit bestem is, hoor dit verseker. En dit is ook hier vir ons 'n les. Ons kan baie keer baie beter doen deur in ons harte 'n lied te sing. Ons het tog die boeke se liedere, almal baie van die liedjies nou alreeds in ons kop. Sing dit in jou hart. Kyk wat sê Joshua. Vers 13. Joshua sê, jy het gelyk, Hermie. Sing maar altyd so in jou hart. Daardie gesang klink in die ore van Elohim baie aangenamer as die harde, sinlose geskaal, waardeur slegs die liggaamlike oor gekielie word, maar waarby die hart koud en onaangedaan bly. As daar by geleenthede ook met die mond gesing word, moet dit dan net gebeur as die hart deur die gevoel van die liefde reeds so oorvol is, dat sy haarself deur die stemgeluid moet uiter, om in 'n sekere sin nie te stik in die kragtige opwelling van liefde tot Elohim nie. Vanselfsprekend is ook dan die uiterlike gesang vir Elohim welgevallig, maar dit moet met 'n suiwer stem gesing word, wat die gemoed nog meer sal verhef. En hier is vir ons weer 'n les in oor ons sang elke oggend. Ek sien nie almal wat werklik in hulle harte sing nie. En dit is iets wat jy maar moet oefen. Ons kom uit kerke uit waar sang eintlik 'n straf was, veral in die ou susterskerke. Dit is regtig nie, as ons dan moet vrolik en opgewek wees, wat Joshua meermale sê, dan sal sulke treurige sang jou net presies na die teenoorgestelde emosie toe trek. Maar ons het nou gelukkig hierso vir Tannie Lulu, wat vir ons met haar klavierspel opwek, en dan kan jy sommer in jou eie hart, kan jy begin sing saam met daai klavier, want instrumente is net so belangrik vir Vader as sang.
staan in die psalms baie keer dat hulle met sekere instrumente vir hom moet prys. Maar nog steeds moet dit 'n melodieuse en 'n prysenswaardige lied wees. Jy moet ook nie oorboord gaan nie, soos die Engelse sê overboard gaan, met alle elektroniese hulpmiddels wat daar vandag is, en selfs AI, deesdae is ek so verstom oor wat hulle met kunsmatige intelligensie met sang en musiek maak. Hulle kan, ek kan dit maar vir jou vertel, maar sulke goed gaan tog nie vir die Vader aangenaam wees nie. Ons was die naweek, so 2 naweke terug weg met die familie en van die jong manne wat nou die rekenaar baie beter ken as wat ek het doen. Het 'n paar woorde in die rekenaar ingegee, sekere woorde en sekere opdragte. In die volgende oomblik komponeer AI 'n liedjie daar en speel dit. En jy sal nie kan sê dit is 'n masjien wat dit speel nie. Klink maar net soos 'n ou se stem. Maar hy het woorde wat nou alles nou net gebeur het, is daarin. Dit is byvoorbeeld nie goed wat vir Vader aangenaam is nie. Hy wil 'n hart hoor, nie 'n blik stem van 'n rekenaar nie. Al klink dit so mooi. En ek sê vir julle, van daai goed is so mooi, is mooier as wat mense dit sê. Maar nou ja, dit is nie wat ons hiervan praat nie. So wanneer ons sing, asseblief hierdie mense wat so sit en so half dood sy lippies spree wil, is nie vir Vader aanvaarbaar nie. Wanneer ons singers juig en jubel, dan moet dit juig en jubel wees in jou wese. Nie soos wat ons mense het, hoe gaan dit met jou? Ja, ek jubel, broer. Dis nie hoe dit werk nie. Dankie. Want 'n onreine en onwelluidende stem is soos troebel moeraswater wat op 'n laaiende vlam gegiet word. Die gevolge daarvan kan elkeen van julle onmaklik indink. Nadat ek hierdie uitleg oor die singery gegee het, sê die lieflike Jara vir my: "Maar meester, hoe sou dit dan wees, omdat ons nou so opgewek by mekaar sit, as Raphael ons iets voorsing?" Dis nou die engel Raphael. Ek, Joshua, sê op skertsende toon vir haar: "Vra dit vir hom, miskien doen hy dit om jou te plesier." Ek het natuurlik niks daarop teen nie. Jara gryp nou dadelik vir Raphael vas en vra hom dringend om iets te sing. En Raphael sê: "Jy weet tog gewis nie hoe ons sing nie. Dis nou ons engele. Maar by voorbaat sê ek al vir jou dat jy my stem nie lank sal kan verdra nie. Dit klink te aangrypend en moet ook so klink, vanweë die suiwer elemente waardeur dit gevorm is. Jou liggaam kan die klank van my stem glad nie verdra nie. As ek 'n kwartier vir jou sing, sal jy sterf deur die suiwere lieflikheid van die geluid van my stem, wat met niks op aarde te vergelyk is nie. Lieflike, sê my nou of jy my wil hoor sing, dan sal ek sing. Maar watter uitwerking my sang op jou liggaam sal hê, kan ek nouliks vooruit sê." Jara sê toe vir hom: "Sing dan in elk geval een enkele toon. Dit sal my tog sekerlik geen kwaad doen nie, of selfs dood nie." Raphael sê: "Goed, ek sal slegs een toon vir jou sing, en almal wat hier is sal dit hoor, en ook diegene wat taamlik ver hier vandaan woon, sodat hulle op soek sal gaan na die geluid wat hulle gehoor het. Ek self moet my vir 'n paar oomblikke daarvoor voorberei. Hou jy jou maar gereed daarvoor, want ook die een toon sal 'n enorme uitwerking op jou hê." Dit is ook nou goed wat vir ons nuut is, iets wat ons nou geleer het, dat engele 'n baie besondere sang voor Vader bring. Ons lees ook van engele wat instrumente het waarmee hulle speel. En dit is iets so verhewe dat ons dit nie kan bedink nie. So, ons
ons sal maar môre sien wat presies daar gebeur het. En weer eens, nuwe kennis, wonderlike kennis. En neem erns met die sang. Dit is belangrik, want die sang word nie net deur Vader aanvaar as 'n aanbieding nie, maar jou eie innerlike wese, jou hart word opgewef deur geestelike sang, maar word ook afgetrek deur die wêreldse sang en wêreldse musiek wat ons elke dag na luister. So, wees maar versigtig met hoe ons daarmee omgaan. Baie, baie dankie.